Sy word wakker voor die wekker afgaan. Die eerste ding waarna sy gryp is haar selfoon, niks boodskappe nie. Sy sê vir haarself, sy moet nie belaglik wees nie, hy slaap seker nog, of hy's nog besig, of hy ry seker. En sy sit die foon weer neer. 30 sekondes later tel sy weer die foon op. Nou steeds geen boodskap nie. Selfs nie eers van die vriendin wat sy verlede week vir koffie genooi het nie. Kom ons drink beslis koffie, binnekort. Sy het die boodskap 5 dae teruggestuur en sy kan sien dis gelees. Geen antwoord nie. Sy sê weer vir haarself, sy moenie belaglik wees nie, mense is mos besig, sy is besig. Sy bestuur dan 'n span, sy weet mos. Sy gee raad aan ander, sy weet niemand behoort sulke mag oor haar te hê nie. En tog het hulle. Sy onthou toe sy 15 was. 'n ouetjie het belang gestel in haar en haar vriendinne het haar daarvan vertel. Sy onthou sy daardie aand voor die spieël gestaan het en anders na haarself gekyk het. Iemand het haar raak gesien. Iemand het haar gekies. En vir 'n oomblik het sy mooier, meer waardevol, lewendiger gevoel. Jare later was daar verhoudings. Sommige het gehou, ander nie. Daar was eerste afsprake, daar was laat-aandgesprekke, daar was beloftes. Daar was oomblikke waar sy langs iemand in die donker gelê het en na hulle asemhaling geluister het en net verligting gevoel het dat iemand haar wil hê. Soms het sy meer van haarself gegee as wat sy wou. Soms het sy gebly omdat dit erger is om te dink dat iemand haar nie wil hê nie, as wat dit is om ongelukkig te wees. Sy sou dit nooit erken nie, maar elke verhouding het dieselfde hoop gedra. Miskien sal hierdie persoon vir my sê wie ek is, of ek genoeg is. Jare later het die verhoudings verander. Nou wag sy vir erkenning by die werk. Sy speel vergaderings oor en oor in haar gedagtes op pad huis toe. 'n Kompliment kan haar dae lank dra en kritiek kan haar laat leeg voel. Sy let op haar man se bye, sy merk die sug op, die stilte, die afgestomptheid. Sy wonder of sy iets verkeerd gedoen het. Sy let op wie haar genooi het en wie nie, wie geantwoord het, wie vergeet het, wie opgewonde gelyk het om haar te sien, wie haar nie meer nodig het nie. Sy het 'n kenner geword in die lees van vertrekke, in die vertolking van stiltes, in die aanvoel van teleurstelling voordat woorde eers gesê is. Sy is goed met wees, wat ook al mense van haar nodig het of wil hê. Sommige nagte lê sy wakker en vra wat sy nooit hardop sou wou sê nie eens wil erken nie. Hoekom kan ek dit nie net los nie? Hoekom het ek dit gesê? Dink hulle dalk ek's irriterend? Ek moes nie daardie boodskap gestuur het nie. Miskien het ek opdringerig oorgekom. Miskien het ek te veel gepraat. Miskien moes ek niks gesê het nie. Ek behoort nie om te gee nie. Hoekom dink ek alweer hieraan? Sy's moeg. Sy bly moeg. En die volgende oggend gryp sy weer na haar foon. En daar steeds geen boodskap nie. Ek wens ek kon sê dis net haar storie. Maar daar is dae wanneer 'n stukkie kritiek langer by my bly as wat dit behoort. Daar is dae wanneer goedkeuring vir my so suurstof voel. Daar is dae wanneer ek mense vra om vir my te sê wie ek is. Ons verlang na goedkeuring, na aanvaarding, om begeer te word. Want dan het ons mos waarde. En ergens in hierdie vrou se storie, onder al die wag en wonder is daar 'n vraag. En dalk het jy ook al die vraag gevra. Wat's fout met my? Miskien wonder jy, wat het dit met die Bybel te doen, hierdie storie? Wel, daar is 'n vrou. En Jesus gaan spesiaal uit sy pad uit om haar te ontmoet. Sy kom na die waterput toe in die middel van die dag en Jesus tree in gesprek met haar. Lees saam met my uit Johannes 4. Jesus het haar geantwoord: As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom: Meneer, jy het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry?
Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal hom in 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê: Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. En hy sê toe vir haar: Gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord: Ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar: Dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Dan later in die skrifgedeelte: Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat deur hom aanbid moet hom deur Gees en waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê: Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En toe sê Jesus vir haar: Dit is ek wat met jou praat. Jy is welkom om die hele hoofstuk te gaan lees en haar storie te hoor. Maar hierdie vrou het 5 mans gehad, 'n geskiedenis, 'n reputasie. Ons neem aan ons ken haar storie en sy is baie maklik om te veroordeel. Maar 5 mans beteken nie noodwendig 5 skandale nie. Dit kan ook spreek van verlies, van verwerping, van verlating of omstandighede wat grootliks buite haar beheer is. Maar nou het sy nog 'n man wat nie haar man is nie. En in die patriargale konteks sê dit heel moontlik iets van haar desperaatheid, die kompleksiteit van die situasie en miskien van haar verlange. Wat ook al haar storie is, Jesus sien meer as haar geskiedenis. Voordat sy 'n vrou met 5 mans was en nou nog 'n man wat 'n leemte vul, was sy dalk net iemand wat vra: Sal iemand my kies? Sal iemand bly? En miskien is die rede waarom Jesus met sy versoek om water begin, omdat hy haar dors sien. Hy sien haar skaamte, maar hy sien ook haar verlange om liefgehad te word. En dis waar ek jou nooi om saam met my te begin. Eers net, erken jou dors. Jesus begin met: Gee my 'n bietjie water om te drink. Hy praat oor dors en dan gebruik hy dors as 'n deur na iets dieper. Vir hierdie gesprek. Hy vat haar na 'n verlange, na 'n behoefte, begeerte. En hy bring die vrou in aanraking met haar eie dors. En sy is nie verkeerd om dors te wees nie. Die verlange om aanvaar en liefgehad te word is nie verkeerd nie. Die begeerte om te behoort is nie verkeerd nie. Die hinkering om gekies te word, om saak te maak, om te weet dat jou lewe vir iemand anders kosbaar is, dit is diep menslike begeertes. Ons weet dit, want ons weet hoe seer dit is om nie geliefd of gekies te word nie. Ons ken die verwoestende uitwerking van verwerping, verraad, verwaarlosing. God het ons gemaak vir liefde en vriendskap. God het ons gemaak vir intimiteit en om te kan behoort. En die Bybel is nie skaam vir ons begeerte na al hierdie dinge nie. Inteendeel, dit praat oor verlange en vreugde en passie. Dit praat van geliefdes wat na mekaar soek in die nag. Dit praat van vreugde en intimiteit en verbondenheid. Ons wil weet ons is nie onsigbaar nie. Ons wil hoor, jy is belangrik. Iemand wil jou hê. Jy is nie alleen nie. En so voordat ons net kyk na die vrou se verhoudings en bloot, moet ons dalk eers net stil staan by haar menswees. Sy is dors. En Jesus veroordeel nie haar dors nie. Hy laat haar nie skaam voel oor haar verlange nie. Hy sê nie sy moenie wil hê nie. Maar hy help haar om te besef sy probeer haar dors les met iets wat haar nooit sal versadig nie. So sy, voordat ons die lewende water kan ontvang, moet ons eerlik genoeg wees om te erken: ek is dors.
En dan kan ons begin vra, maar waarmee probeer ek dan my dors les? Want wat ons gou doen, is ons begin plaasvervangers vir die lewende water najaag. En dit was nie hoe dit veronderstel was om te wees nie. In die tuin van Eden, aan die begin, is daar vertroue, daar's veiligheid, daar's intimiteit sonder vrees, daar's naaktheid sonder skaamte. Die eerste menslike woorde wat oor iemand anders uitgespreek word, is woorde van blydskap. Vlees van my vlees. En later in Hooglied is daar passie, sonder besitlikheid. Daar's verlange sonder welis, daar's begeerte sonder skaamte. Die geliefdes soek mekaar en verheug hulle in mekaar, hulle rus in mekaar. Liefde is 'n gawe, liefde is wederzijds, liefde is veilig, om te ken en geken te word, om lief te hê en bemin te word. Om 'n ander mens as geskenk te ontvang, eerder as om hulle as noodsaaklikheid te verbruik. Lewe, nie vasgevangenheid nie. Maar eers het ons begeerte, ons verlange, verwronge geraak. Eers het ons opgehou om mense met respek te waardeer en ons het begin om van hulle af te leef. Ons het opgehou om mense lief te hê en begin om hulle te vra om ons te red. En ons verwronge begeertes weerhou ons van raak sien waarna ons werklik dors. En as ons dit nie begin raak sien nie, sal ons byna enigiets gryp om ons dors te probeer les. Ons sal enige verhouding eerder as eensaamheid, enige aandag eerder as onsigbaarheid, enige begeerte eerder as te voel iemand wil ons nie hê nie, enige verbintenis eerder as om alleen te wees, enige iets eerder as niks. En ek wonder of dit waar die vrou by die put haarself bevind het. En so sy, begin ons 'n plaasvervanger soek, amper so soutwater in plaas van water wat ons dors eintlik kan les. In plaas van lewende water drink soek ons iets anders. En ons glo dat hierdie iets anders gaan voldoende wees. Partykeer is dit die WhatsApp, die kompliment, die bevordering, die bewondering, die sukses, die buiteegtelike verhouding, die likes, die aandag. Vir 'n oomblik bedaar daardie hinkering, vir 'n oomblik voel ons gekies, vir 'n oomblik voel ons lewendig, maar omdat ons die dors self nie verstaan nie, hou die verligting nooit lank nie, en stadig begin die plaasvervangers ons verander. Want as om begeer te word my waarde moet gee, sal ek byna enigiets doen om begeerlik te bly. Ek sal dan word, net wat ek dink mense wil hê. Ek sal lag, wanneer ek eintlik moet opstaan teen iets. Ek sal bly wanneer ek behoort te gaan. Ek sal wegsteek wat waar is, ek sal my stem opgee, ek sal my grense opoffer, ek sal my oortuigings verraai, ek sal die weergawe van myself wat applous ontvang wees, selfs al is daardie weergawe 'n verdunde, verarmde skadu van wie God my geskep het om te wees. Een van die hartseerste werklikhede van ons tyd is ons dans op narcissistiese liedjies net sodat ons nie die enigstes is wat alleen oorbly nie. En ons dans net so lank as wat ons nie die enigstes is wat nie gevra word om te dans nie. En stadig dan word ons beide verbruikers en produkte. Ons verbruik ander vir die waarde wat hulle vir ons kan gee en ons bemark onsself vir die liefde wat ons hoop om te ontvang. En miskien is dit nie omdat ons oppervlakkig is nie, maar omdat ons bang is. Bang om vergeet te word, bang dat niemand ons sal kies nie. Jesus vra die vrou oor haar mans. Kan dit wees dat Jesus saggies die plekke ontbloot waar sy lewe probeer soek het en nie gekry het nie? En hy doen dit nie om haar te verneder nie, nie om haar bloot te stel nie, nie omdat hy dit vir haar wil sleg maak nie. Hy doen dit omdat hy haar lief het. En hy wil nie laat sy voortgaan om 'n plaasvervanger vir lewende water te gebruik nie. Hy nooi haar na iets anders. Hy nooi haar om die bron te ontdek. Die probleem is nie die verlange nie. God het ons met daardie verlange geskep. Dis wanneer daardie verlange verwronge raak,
Wanneer om begeerte word alles wat saak maak. Wanneer om begeerte word jou waarde bepaal. Wanneer om in 'n bepaalde verhouding te wees ons identiteit word. Wanneer 'n ander persoon se goedkeuring suurstof word. Wanneer om gekies te word ons verlossing word. Tim Keller skryf iets. En dit bly by my. Hy skryf dat 'n afgod enige iets is wat vir jou belangriker is God. Enigiets wat jou hart en jou verbeelding meer in beslag neem as God. Enige iets waarby jy soek om te kry wat net God eintlik vir jou kan gee. Wat is die ding wat as ek dit verloor, die lewe ondraaglik sal laat voel? Of wat sê, as ek dit verloor, verloor ek myself? Jesus ontbloot dit saggies in die lewe van die vrou by die put en in ons sin. Hy ontbloot wat ons glo, ons waarde sal gee. Wat ons vertrou, om vir ons te sê ons is okay. Want daar is 'n verskil tussen liefgehet te word en nodig hê om begeer te word om te bestaan. Die afgod sê, as ek begeer word, het ek waarde. As ek nie begeer word nie, is ek niks. En hierdie gode is wrede meesters, want hulle vra altyd meer. Hulle vra jou stem, jou integriteit, jou liggaam, jou vrede, jou oortuigings, jou aanbidding. En wanneer hierdie afgod bedreig word, reageer dit. Iemand anders kry aandag, ek voel onbelangrik. Iemand anders word gekies, ek voel bedreig. En skielik verskyn jaloesie en wrokke en afguns en mededinging en 'n dryf na beheer. Nie omdat ons verskriklike mense is nie, maar omdat ons gode, ons afgode, bedreig is. Ons word soos wat ons aanbid. Aanbid goedkeuring en jy word angstig. Aanbid begeerte en jy word honger. Aanbid die liefde self en jy word bang, want wat as ek dit verloor? Probeer vashou. Daarom red Jesus ons. En hy sê nie net hou op nie. Hy sê as jy geweet het wat God vir jou gee. As jy weet van hierdie water wat ek jou aanbied, hierdie lewende water, as jy besef dat dit ek self is wat ek jou gee, 'n verhouding, 'n lewe saam met my, sal jy nooit weer dors word as jy hierdie water drink nie. Inteendeel, die water wat ek gee sal 'n fontein word wat opwel tot in die ewige lewe. Jy sou hierdie afgod nooit kies as jy die ware, liefdevolle, goeie God in jou lewe toelaat nie. Jesus bied daar 'n ander bron aan. Lewende water. Want geen mens kan die las dra om ons waarde te bepaal nie. Geen verhouding kan die las dra om ons te red nie. Geen hoeveelheid goedkeuring kan uiteindelik die vraag beantwoord, is ek genoeg nie. Die vrou sê later, hy het my alles vertel wat ek ooit gedoen het. En normaalweg sou dit ons laat skrik. As iemand vir jou sê, ek weet alles van jou. Daai donker kante van jou gedagtes, dit wat jy self nie eens herken nie, ek weet alles van jou. Ons sal skrik. Maar sy ervaar dit as goeie nuus. Want vir miskien die eerste keer in haar lewe word sy ten volle geken, sonder om verwerp te word. Ten volle gesien, sonder om verbruik of misbruik te word. Ten volle blootgelê, sonder om skaam te hoef wees. Die afgod sê, jy maak net saak as iemand jou wil hê. Jesus sê, voordat enigiemand jou gekies het, het ek jou gekies. Ek het na jou kom soek. Die afgod sê, word begeerlik. Jesus sê, ek wil jou hê. Ontvang lewende water. Die Vader soek aanbidders, hy kom soek ons, hy roep ons om mense te wees wie se lewens rondom die liefde van God georde is. Hy wil die bron wees in wie ons waarde kry. Hy wil die plek hê wat ons aan elke ander stem gegee het. En hoe diep geliefd is ons dat die God van die heelal ons harte wil hê. Sy verlange na ons sê, gee my daardie plek. Gee my die plek wat jy aan goedkeuring gegee het. Gee my die plek wat jy om begeer te word gegee het. Gee my die plek wat jy aan ander mense se opinies gegee het.
Want ek is die een wat werklik jou dors kan les. Ek is 'n goeie God. Ek het lief. Ek gee, ek herstel. En dis die wonderwerk by die put. Die vrou het water kom soek. In plaas daarvan ontmoet sy iemand wat haar ten volle ken en bly. Iemand wat niks van haar vra behalwe haar storie, 'n verhouding nie. Iemand wat nie nog oordeel of een of ander vorm van evaluering gee nie, wat nie verwerping aanbied nie, maar wat liefde gee, wat aanvaarding gee, wat haar nooi om te behoort. Sy het 'n waterkruik gedra. Geen verwagting nie, net 'n bietjie water. En sy het weggegaan met die wete dat sy gesoek en gevind is. Môre vroeg is die foon dalk nog steeds stil. Die kritiek kom dalk nog steeds. Jou eggenoot is dalk nog steeds afgestomp. Die bevordering gaan dalk nog steeds na iemand anders. Maar miskien gryp jy nou nie eers na daardie dinge nie. Miskien hoor jy nou eers 'n ander stem. Die stem wat sê, ek ken jou, ek soek jou, ek het jou lief. Soos jy die week ingaan, is hier 'n eenvoudige gebedspraktyk wat jy dalk wil beoefen. Sit jou hand op jou hart en bid eenvoudig so gereeld as wat jy onthou. Jesus, ek gee U die plek wat ek aan ander stemme gegee het. Jesus, ek gee U die plek wat ek aan ander stemme gegee het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie storie. Dankie Here dat U ons wys hoe dit so dikwels ons storie is. Help ons om te kyk in U oë en te sien hoe U ons sien, te glo wat U oor ons sê. Here, laat ons draai na U woorde toe, U bemoediging, U goedkeuring, U aanvaarding, U liefde. Laat ons waarde by U vind en daaruit leef. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus sy Seun, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly by ons elkeen. Amen.